Goeiemôre en baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op hierdie pragtige oggend, soos in met elke oggend, 'n nuwe dag, nuwe geleenthede, nuwe kanse, die 31ste Julie 2026. Baie dankie vir almal wat inskakel en saam luister en saam kuier in die oggend. En die belangrikste is nie net saam kuier nie, saam kuier in die familie van Jesus en saam stil raak, net doodstil raak. Dat ons net in die oggende kan stil raak, ons mond doodstil hou, ons hart oopmaak, ons verstand oopmaak, ons oë oopmaak en ons ore oopmaak, dat ons kan sê, praat Here, ons luister. Het is lekker om in die oggende stil te raak en te voel dat die Here is betrokke, hy is hier, hy is deel van ons. So aan almal van julle baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Gisteroggend was die eerste oggend van my kursus. Almal wil weet hoe dit gegaan het. Moeilik. Dis die kort antwoord, moeilik. Om op my ouderdom weer te gaan leer, en jy weet, jy gaan 'n eksamen aflê, of jy moet 'n toets aflê, om 'n sertifikaat te kry, dit is nie so maklik nie. Ek sê vanaand, ek het vanaand met Brenda 'n gesprek gehad, en gesê, Brenda, dit is regtig nie, en ek het met my dogter 'n gesprek gehad, en gesê, watter jare laas het jou pa moes leer, om die volgende dag 'n toets, soos sy pa kan my indink, dit moet skrikwekkend wees. Ek sê, ja, dis nie die woord nie, so sê, ek sal bid vir pa, en ek seker daarvan, almal gaan bid vir my, en ek is seker daarvan, die Here sal deurkom. Toe ek by die huis kom, toe sê my vrou, my man, al wat ek vir jou kan sê, jy moet net bid. Toe sê ek, ja, ek gaan bid, en ek bid nog die hele tyd, maar die belangrikste is, ek gaan leer. Toe het ek gesit te leer, ek gaan vanaand nog verder leer, môreoggend is dit so 3 kwartier se ry van my af St. Helena Baai toe, so ek gaan weer so bietjie vroeër kom, as vanoggend was ek baie vroeg daar, ek gaan weer 'n bietjie vroeg kom, weer 'n bietjie deur die werk gaan, en natuurlik dan laat jy dit in die Here se hande. Ek dink dan is dit ook tyd dat jy sê, Here, ek sit dit nou by u voete, ek het my bes probeer, kan u asseblief vir my deurdra en vir my help. So ek dink dit is eintlik waaroor vandag se boodskap ook gaan, of vanoggend se boodskap gaan, maar voordat ek by die boodskap kom, wil ek net vir julle een ding sê. Ek het gisteroggend het ek so half 7 se kant opgestaan, en die beplanning was dat ek weet ek gaan vroeg wegkom hierso, dat ek sien hoe ver dit is, hoe lank ek gaan ry, en dat ek reg maak vir die volgende dag, vir Vrydag, vir oggend, wat ek moet deurry, dan weet ek presies hoe laat om daar te wees. En ek hou in elk geval daarvan om eerder vroegtydig daar te wees, dan is jy nie gespanne nie, alles is lekker ontspanne, lekker rustig. En toe ek vanoggend 7 uur by die hek uitry nie, hekke toemaak agter my, en ek ry en ek vat die pad St. Helena Baai toe, sien ek die pragtigste sonopkom. So sê hulle, red in the morning, shepherd's warning. Het was nou nie so rooi nie, jy kan rooier kry, maar vanoggend was die wolkies wat in die lug was, definitief rooi, pragtig rooi. Ek het foto's moes neem, ek moes op 'n stadium stop tussen Vredenburg en Saldanha, net om foto's te neem, dink ek moet verseker 1 of 2 oggende, net 'n bietjie vroeër opstaan, Saldanha, net soos jy Saldanha inkom, aan die linkerkant is daar 'n paviljoen, net 'n paar foto's kom neem van die paviljoens af, van die sonsopkoms met die ou Saldanha staal in die agtergrond, en die son in die agtergrond van die ou Saldanha staal, is regtig pragtig. Nou wil ek julle gou nog iets vertel, voordat ek by die boodskap kom vir vanmôre. Ek het so 'n week terug, 4 dae, 3 dae terug, 2 dae terug, ek is nie 100% seker nie, maar ek dink is meer so 5 dae terug, na 'n week toe terug, het ek eendag geluister, het hulle gepraat oor St. Helena Baai, toe sê hulle, St. Helena Baai en daar Britannia Baai, Stompnies, daai plekke is die enigste plekke in Suid-Afrika, waar jy die sonopkoms oor die water sien, oor die see sien, met ander woorde. En as jy kyk hoe die baai lê daar, en dit vanoggend toe het ek, een van die foto's wat ek geneem het, was die sonsopkoms amazing daar oor die water. So, toe dink ek by myself, Here, die skillery wat u elke oggend vir ons skep, baie oggend slaap ons sien dit nie eens raak nie, maar hierdie oggend, terwyl ek opgestaan het en 'n bietjie vroeër daar was regtig amazing. Die van julle wat julle Bybels saamgebring het, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak. Ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 58. Ons gaan sommer klaar maak, ons gaan lees vanaf vers 9 tot en met vers 14, hy eindig met vers 14. Ek dink die hele scenario van my wat gister moes leer, en vanoggend geleer, en vandag moet eksamen skryf daaroor, ek dink as jy dit so alles by mekaar vat, en jy sit dit by jou in jou lewe, waar jy is in die lewe, is hierdie boodskap, is dalk 'n dieper boodskap hier vir my, en vir jou,
nie net vir my nie, hier is dalk 'n boodskap vir jou diep opgesluit in hierdie stukkie van vanoggend, Jesaja 58, vers 9. So die van julle wat julle Bybels saamgebring het, is meer as welkom om oop te maak by Jesaja 58 vanaf vers 9. Jesaja 58 vers 9 lees as volg: Dan sal jy roep, en die Here sal jou antwoord. Jy sal om hulp roep, en hy sal sê, hier is ek. Ek wil net voordat ek verder lees, net sê, hierdie stukkie is vir my so pragtig, hy is spesiaal vir hierdie hele stukkie wat ek nou gaan lees. Die eerste stukkie begin al klaar so amazing, ek meen, dis miskien waar ek nou op hierdie stadium in my lewe is, ek moet iets gaan doen, way out of my comfort zone. En natuurlijk is het so, ek roep die Here aan en ek sê, Here, help my. En die stukkie begin by, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. So dalk is hierdie stukkie nie net vir my bedoel nie, dalk vir oggend, waar jy ook al is in jou seisoene, as jy dalk in 'n seisoen dat jy regtig swaar kry en jy regtig moeilike tye moet deurgaan, en jy roep ook vir die Here, en die stukkie sê vir jou duidelik, jy sal roep, en die Here sal jou antwoord, en hy sal sê, hier is ek. Jy moet net glo en jy moet vertrou. Die Here is lief vir jou. Hy wil graag sien dat dit goed gaan met jou. Hy kyk na jou. Glo en vertrou dit. En as jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie meer bedreig en valslik beskuldig word nie, as jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here en ons hemelse Vader is lig. Klink dit vir jou bekend? As jy jou wy aan die wat honger het, en as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal dit lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarop die water nie opdroog nie. Hoe klink hierdie stukkie vir jou, en as jy hom so terugtrek na gister toe, met die dorre staf van Aaron, wat uitgeloop het en amandels gedra het, klink dit nie vir jou, asof hierdie stukkie daarby kan aanpas nie. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke, sal hy jou behoeftes voorsien, hy sal jou sterk maak, jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel, wat al geslagte lank bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, want sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. En as jy nie op die Sabbatdag oortree nie, op jou heilige dag doen net wat jy wil nie, en as jy die Sabbat in vreugde noem, as jy die heilige dag van die Here in ere hou, en as jy dit eer deur jou gewone, net nie jou gewone gang te gaan nie te doen wat jy wil nie, en nie handel dryf nie, sal jy vreugde vind in die Here. Ek sal jou die land weer in besind laat neem, ek sal jou laat eet van die opbrengs van die land van jou vader Jakob. Ek, die Here, jou God, het dit gesê. Pragtige stukkie om die naweek, op die Vrydag, die naweek te begin. Onthou, die Here is daar, die Here is met jou, die Here is daar vir jou, die Here dra jou, jy roep, die Here luister. Hy is lief vir jou. Jy is sy kind. Hy wil net hê wat goed is vir jou. So miskien waar jy ook al is in jou lewe op hierdie dag, op hierdie week, op hierdie naweek, glo en vertrou in die Here, en die Here sal vir jou deurkom. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Ons liefde vir die hemelse Vader, Here, dankie dat ons by u voete kan kom sit en vir u kan vra, as daar duisternis voor ons hang, dinge wat ons nie gewoond is aan, die dinge wat heeltemal
buite ons beheer is. Die ding wat ons fondasie skud en sê, jy is nie gewoon daaraan nie, jy voel nie gemaklik hiermee nie, maar Here, ons stap graag 'n pad met U by ons. Ons glo en vertrou, en nou sê, laat U wil geskied. Want Here, op die einde van die dag is nie wat ek wil, en wat jy wil, en wat ons wil nie, maar dis wat U wil. En Here, ons wil vanoggend kom, dit by U voete lê en sê, laat U wil geskied, Here. Ons vertrou en ons glo, en wat ook al gebeur, ons sal daarby berus en sê, dit was U wil dat dit so moet gebeur. Dankie Here dat ons in U broosheid na U toe kan kom, en dat ons voel, U is by ons, U ondersteun ons, U onderskraag ons. Dankie Here dat ons by U kan kom praat, en by U kan kom huil, en by U kan kom kla, en U luister ten alle tye. Dankie Here dat U lief is vir ons. Here, ons maak so baie foute, en U bly lief vir ons. Help ons asseblief deur die Heilige Gees om ons op die regte pad te hou, daai treetjie vir treetjie, dat ons daai treetjie vir treetjie stap in die regte rigting, daai treetjie vir treetjie stap waar ons U volg, en dat ons die Heilige Gees deur ons geleentheid kan gee om vrugte te lewer. Here, wil asseblief op hierdie Vrydagoggend aan die begin van die naweek vir ons help om ons baadjie aan te trek. Daai baadjie van liefde, Here, is baie moeilik. Daai baadjie is baie maklik om aan te trek vir familie en vriende. Maar as jy by mense kom wat jy nie eens ken nie, of wildvreemde mense, of 'n man wat jou dalk hier waar jy in 'n ry staan in die bank dalk skeef aankyk, dis waar dit saak maak. In jou smile, of jou glimlag, of jou vriendelike glimlag, of jou hand op jou skouer sit, of jou net goeiemôre, en jou net vriendelik wees, kan dalk 'n verskil in daai persoon se lewe maak vir die dag. Help ons dat ons die regte optrede het. Wees asseblief die Heilige Gees se wag voor ons mond, dat ons nie verkeerde dinge sê nie, omdat ons die Heilige Gees geleentheid gee om vir ons te praat. Net so ook met ons gedagtes. Mag U ons help in die Heilige Gees, met die Heilige Gees, dat ons gedagtes nie dwaal nie, en dat ons oë op die wenstreep hou. Dis die belangrikste. Here, ons steek ons hande op na U vanmôre, ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig, en bestuur ons asseblief hierdie naweek in, die week in wat voor lê, die maand is amper op sy rug, Here, en die jaar in tot aan die einde en nog verder. Want waar U in beheer is, daar weet ons, kan ons rustig raak en ontspan. Vergeef asseblief ons vermenigvuldige sondes, Here, en help ons dat ons skuldenaars vergewe. Here, ons kom vanoggend by U voete staan, en ons vra vir almal wat nog siek is, Here, by ons, wil U asseblief met hulle gaan, en U wakende en hand van genesing op hulle sit. Here, tussen die vir wie ons elke oggend bid, gaan ons vir Fien afgehaal, en het sê, dit gaan baie goed met haar, sy is besig om baie mooi te herstel, ons wil dankie sê daarvoor, as ook Johan is besig om baie mooi te herstel, ons wil ook dankie sê daarvoor, Here, en dan dink ons nog in tussentyd aan Ian en Serena. Here, ons dra U op in gebed, vir hulle op in gebed, Here, en ons weet, gebed dra krag, ons glo en ons vertrou. Ons vra die dinge, Here, nie omdat ons verdien nie, maar enkel alleen uit U groot en almagtige genade alleen. Amen.